Ek nooi jou uit om saam met my te staan as jy vir die eerste keer hier by ons is. Ons glo in ongeforseerde aanbidding. Dit beteken jy is welkom om die Here te dien op jou wyse. Ons doen dit staande, so jy is welkom om saam met ons te staan. Kom ons vereer sy naam. As verwarring my hart geselskap hou en verlies my hart gevange hou, kies ek om nie te vrees. Ek weet die sin beheer. As die grond onder my weg sou gee, met verwoesting na my elke tree, kies ek om nie te vrees. Ek weet die sin beheer. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want hy dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op die skouers, die skouers. My hulp kom van bo, hy is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want hy lig my tot bo op die skouers, die skouers. Hy las dit wat gebreek is, en die trane wat gereën is. Die kruis is my belofte, hy voorsien in my behoeftes. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want hy dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op die skouers, die skouers. My hulp kom van bo, hy is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want hy lig my tot bo op die skouers, die skouers. My hulp is van hy, my hulp kom van hy, my hulp is in hy, my hulp is in hy. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want hy dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op die skouers, die skouers. My hulp kom van bo, hy is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want hy lig my tot bo op die skouers, die skouers. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Here, der groot en machtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, U lyding bring bevryding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. U my redder, groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God my redder, U is Here, vas kan ek op U vertrou. Vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, in U woord my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U lyding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen, baie diep al hy my uit, baie diep al hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots, baie diep al hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen, baie diep al hy my uit, baie diep al hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots, baie diep al hy my uit, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hier en nou. 'n Reis deur die psalms om God in die hier en nou van my lewe te ontdek. Hoe gaan dit? Regtig. Nie die antwoord wat jy vir almal gee nie, maar die antwoord wat diep binne in jou leef. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense glimlag aan die buitekant, maar van binne worstel met vrees, angs, teleurstelling, eensaamheid, skuldgevoelens of moedeloosheid. En dalk dink jy as gelowige jy behoort nie so te voel nie. Maar die psalms vertel 'n ander storie. Die boek Psalms is baie meer as net mooi gedigte. Dit is die eerlike dagboek van mense wat God gesoek het te midde van die werklikheid van die lewe. Binne hierdie bladsye vind ons vreugde en dankbaarheid, maar ook vrees, hartseer, woede, twyfel, eensaamheid, teleurstelling, skuld, afwagting en hoop. En die wonder is, God het nie hierdie gebede uit die Bybel verwyder nie. Hy het dit laat opteken, omdat hy weet dat emosies deel is van ons menswees. Die psalms herinner ons daaraan dat geloof nie beteken om voor te gee alles is reg nie. Ware geloof beteken om met elke gedagte, elke emosie, elke las en elke stukkie pyn na God toe te kom, wat jou volkome ken en onvoorwaardelik liefhet. Lank voordat sielkunde emosionele prosesse begin beskryf het en neurowetenskap die menslike brein begin bestudeer het God reeds vir ons in die psalms 'n pad gewys na emosionele welstand. Keer op keer sien ons dieselfde patroon. Die psalmdigters erken eerlik wat hulle voel. Hulle roep na God. Hulle herinner hulle self aan sy trou. En hulle kies om hom te vertrou. Dikwels lank voordat hulle omstandighede verander. Dit is presies waaroor hierdie reeks gaan. Hier en nou is 'n reis deur die psalms waarin ons gaan ontdek hoe God ons ontmoet. Nie eendag wanneer alles beter is nie, maar hier en nou. Saam gaan ons leer hoe om ons emosies nie weg te steek of te vrees nie,
maar om dit na God toe te bring, sodat hy ons harte kan genees, ons denke kan vernuwe en ons vreugde kan herstel. Want ware vreugde word nie gevind wanneer die lewe perfek is nie. Ware vreugde word ontdek wanneer ons God ontmoet, hier en nou. Pak die reis deur die psalms aan en ontdek God in jou, by jou en naby jou. Al ons kleuters kan nou uitbeweeg vir die kleuterkerk. Julle aanbieder wag vir julle by die deur. As jy vir mense moet vra hoe dit gaan, dink ek sal ons meeste van die tyd dieselfde soort antwoord kry. Dit gaan goed, besig, hou kop bo water. Maar ek dink as ons rou eerlike antwoorde gevra het en eerlik sou gewees het, sou ons antwoorde dalk verskil het. Dalk sou ons gesê het ek is moeg, dalk sou ons gesê het ek is bekommerd. Jy weet, ek glimlag voor mense, maar diep hier binne my het ek nie alles onder beheer nie en val my lewe eintlik uitmekaar uit en ek weet nie hoe ek langer kan aanhou met die druk wat ek tans beleef nie, so dit gaan nie regtig goed met my nie. En wanneer ons na dit als kyk in die lig van die tyd waarin ons leef, dan maak dit nie sin nie, want ons lewe in 'n tyd waar ons meer veiligheid het as enige ander generasie voor ons. Kom ek verduidelik dit. Ons huise is sterker en meer beveilig, ons motors is veiliger, ons het beter mediese sorg, ons het toegang tot tegnologie wat vir ons 'n wêreld oopbreek en alles na ons toe bring, so dit maak nie sin dat ons nie veilig voel nie. En tog oortref angs en onsekerheid en onveiligheid ons. Tog is ons nie veilig nie. Want ek dink ons word oorweldig deur die slegte nuus wat ons elke dag mee te doen het. Nog voordat jy jou eerste koppie koffie inneem, word jy gebombardeer met nuus van oorloë, met siekte, met tragedie en met misdaad en in bekommernisse en uitdagings en stryd, probleme van jou eie en van ander. En hierdie bekommernisse en probleme en hierdie stryd waarin jy is, die oorweldig ons en dit is net te veel vir ons breine en vir ons siege om te hanteer. Wanneer ons rou eerlik met mekaar is, dan kan ons vir mekaar sê, ons dra baie meer saam met ons as wat ons besef, want ons is bekommerd oor ons kinders, ons is bekommerd oor geld, ons is bekommerd oor ons gesondheid, ons is bekommerd oor die land, en ons is bekommerd oor ons huwelike, en ons is bekommerd oor dinge wat nog nie eers gebeur het nie, waarvoor ons bang is gaan gebeur. En tans is ons in 'n nuwe maand en ons is in die helfte van die jaar, so aan die ander kant die helfte van die jaar. En ons kyk terug op 'n jaar wat verby is, 'n groot gedeelte van die jaar wat reeds gebeur het en ons kyk vorentoe na dit wat nog moet gebeur en die toekoms maak ons bang, die onsekerheid oorweldig ons. Ons kyk na dit wat verby is en ons dink aan dit wat moes gebeur het en dit wat nie uitgewerk het nie en dit wat verkeerd geloop het en dit wat nie goed was nie en dit wat nie mooi en suksesvol en reg geloop het en was nie en ons kyk na dit wat nog voor lê en dan wonder ons oor die res van die jaar
en dit wat die jaar en die toekoms vir ons inhou. En ons bevind onsself by 'n plek waar ons soms net tou wil ingooi. Mense gooi tou in. Mense druk die pausknoppie in hulle lewe want hulle is moeg en hulle is oorweldig en hulle kom op hierdie gevaarlike plek waar ons sê dat ander verstaan nie waardeur ek gaan nie. Meer en meer mense voel en ek kom dit agter en jy sekerlik ook in die gesprekke waarby jy jouself bevind, dat mense voel dat ander verstaan nie waardeur hulle gaan nie. En hulle word oorweldig met hierdie raserige gedagtes wat in hulle kop afspeel, dat ander weet nie wat in my lewe aan die gebeur is en om dit so te stel hoe dit werklik met my gaan nie. So met dit gesê, skop ons hierdie reeks af wat gaan oor ons emosionele welstand, oor ons emosionele gesondheid as jy wil. Wat gaan oor hoe dit werklik met my en jou gaan. In die verlede het ons dit ons blou reeks genoem, want ons verwys na daardie blou dae, ons verwys na daardie blou maande, daardie blou maandag wat jy kry en sê maar vandag is net 'n blou maandag. Die probleem is dat dit lyk asof nie net maandag blou dag is nie, maar asof Dinsdag ook 'n blou dag is en asof Woensdag ook 'n blou dag is. En mense beleef blou dae waar hulle nie weet watter kant toe nie en hulle moet sak in hulle skoene want hulle is nie lus vir die dag nie. So emosie oorweldig ons en daarom doen ons 'n emosiereeks en hierdie is ons emosiereeks wat ons noem hier en nou, want in hier en nou oomblikke kan ek en jy God ontdek en besef waarmee hy besig is, 'n groter besef van hom kry. En ons gaan vandag stil staan by die eerste emosie wat opduik wanneer die lewe gebeur en ons in 'n stryd is en ons bedreigings het en uitdagings het en wanneer ons oorweldig word. En dit is die emosie van vrees, want vrees verlam vir my en vir jou. En ek en jy vrees, ons vrees oor dit wat nog moet gebeur, ons vrees oor ons tekorte, ons vrees oor ons toekoms, ons vrees vir siekte en ons vrees wat mense van ons gaan dink of wat mense van ons gaan sê. En daarom moet ons na die woord toe gaan, want met enige emosie wat ek en jy beleef en ervaar, moet ons na die woord toe gaan en gaan kyk, maar wat sê God? En nie wat sê ek en wat sê my emosie nie, want ons luister vir ons emosies. Maar ons moet vir God luister. Hy's groter as enige emosie, as enige uitdaging. Hy's groter as die vrees wat in my en jou lewe opduik. Die eerste emosie wat gebeur wanneer ons onsekerheid en angs en depressie het. Vrees. Vrees vir verlies. Soveel van ons sukkel met vrees van verlies. Ons is bang en ons gaan deur hierdie lewe met bangbroeke deur. En daarom kyk ons na wat die woord sê en in hierdie reeks gaan ons 'n reis deur die psalms doen. Met ons vorige reeks het ons 'n reis deur die saligsprekinge in Matteus 5 gedoen en ons het na Matteus 5 vers 1 tot 12 gekyk. Hier gaan ons na die psalms kyk want die psalms is ons blou druk vir ons emosies. Kom ek verduidelik. Voor William James ons die sielkunde ons emosies ontleed het. Voor Sigmund Freud my en jou siege gepyl het, ons die mense siege gepyl het en voor Aaron Beck besef het dat ons emosies deur ons gedagtes beheer word, het God reeds vir ons die bloudruk gegee. Vir wat doen ek en jy met ons emosies? En hierdie bloudruk ontdek ons in die psalms.
En ons sien hoe die psalms God groot maak in ons emosies en probleme en uitdagings en stryd en ons storms klein maak. Ja, die psalms draai die teleskoop om, want in vandag se tyd maak ons uitdagings in ons lewe, ons besige programme en dit wat ons wil doen en dit wat ons dink ons toekom, al die ander dinge maak ons groot en ons maak God klein. In jou program, in jou menswees, maak ons God klein en die res groot. En die psalm draai die teleskoop om en maak God groot en al die res klein. En dit is die een kernbelangrike aspek van hierdie bloudruk wat ons gaan sien, veral wanneer dit by ons emosies en gevoelens kom, dat ons God moet groot maak en onsself en dit wat ons beleef en ervaar en voel, moet klein maak. En ons leer dit veral by Psalm 56 wat Dawid ook geskryf het. En daarom vat ek jou saam na Psalm 56 toe en ons gaan die hele Psalm wat maar slegs 14 kort verse is, saam lees. En ons sien dat Dawid hierdie Psalm op 'n koorwysie skryf. En toe ek daaraan gedink het, toe ek sommer so tong in die kies aan 'n staaltjie uit my eie lewe uitgedink, waar ons as kinders by die huis gebly het, een weeksaand, en my ouers is uit, hulle het na optrede gaan kyk, en die orkes het gespeel, en hulle kom toe laat die aand terug by die huis, en ek vra toe vir my nie biologiese pa, hoe was die optrede gewees, want dit is 'n baie bekende band. Hy sê, nee, hulle musiek is goed. Dit was nou natuurlik nie binne sy veld gewees en sy genre nie, en hy sê, hulle musiek was goed gewees, maar dit is maar soos Hansie Slim op Sari Maree se wysie, alles is maar dieselfde. Maar Dawid vat 'n gedig, en hy het 'n bepaalde wysie, hy gebruik 'n wysie van die duif uit die hoë bome, was die liedjie se naam. En ek dink die rede hoekom Dawid spesifiek daardie wysie gebruik, want daardie wysie maak gevoelens in hom los. Dit is soos as jy 'n scary movie kyk of 'n horror fliek kyk, daar is 'n spesifieke musiek en toon en wysie wat gespeel word om 'n sekere emosie en gevoel by jou te ontlok, en daar stiltes en dan is daar note wat gespeel word in 'n wysie wat vrees by jou ontlok. Maar ek dink hierdie wysie wat Dawid gebruik, vat iets saam van vrees. So ons het nie die wysie nie, maar ons het die woorde. Partykeer in die lewe is ek en jy ook wysieloos, want daar's niks wat net kan verduidelik wat ons voel nie. En partykeer in die lewe het ons net woorde, en ander keer is ons dalk stil en sonder woorde. En ons weet nie wat om te sê nie. Maar Dawid probeer sy gedagtes neer te pen. En hy skryf die volgende, hy skryf dit vir die koorleier op die wysie van die duif en die hoë bome. En hy sê, dis 'n gedig van my, na aanleiding daarvan dat die Filistyne hom in Gat gevange geneem het. En dan begin hy met die Here te worstel en te pleit en te smeek, wees my genadig, o God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my vervolg van die môre tot die aand. Vroeg en laat jaag my teenstanders my, en ek het baie vyande, o Allerhoogste. Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U, in God, wie se woord ek prys. In God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? Hulle vergaal my lewe gedurig met beskuldigings teen my. Al hulle bose planne is teen my gerig. Hulle lê op die loer en hou my dop.
Hulle bly op my hake, so gretig wag hulle op my dood. Moenie dat hulle ongestraf bly vir hierdie vyhandigheid nie. Laat die toorn hulle vernietig, o God. My ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie. U het op my trane gelet. In die boek staan hulle opgeteken. Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dit weet ek, God is aan my kant. In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys. In God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Ek moet my geloftes aan U nakom, o God. Ek wil U met dankoffers betaal, want U het my van die dood gered. My voet nie laat struikel nie. En met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien. So Dawid begin by 'n plek waar hy nie die lewenslig kon sien nie. Hy begin by 'n donker plek waar hy nie die uitkoms kon sien nie. En hy begin by 'n plek waar hy bang was, broekskeer bang was, en hy kom met sy vrees en met hierdie emosie na God toe, en hy sê vir die Here, my vyande jaag my. Ek is oorweldig. En hy praat van sy vyande wat graag sy ondergang sal wil sien, en ek dink so baie van ons toe ek hierdie Psalm gelees het, kan dadelik aan ons eie vyande dink, aan hulle wat jou ondergang wil sien, aan hulle wat daarop uit is om jou na te kom en jou uit te kry. So jy kan relate met hierdie Psalm. Of as dit nie die geval is nie, dink dan net aan die vrees wat jy dalk al beleef het. So daarom vra ek die vraag, wat maak jou bang? Waarvoor is jy bang? Wees eerlik, ek vra nie, jy moet dapper wees nie, ons wil dapper wees, ons wil sê, niks maak ons bang nie. Maar wat maak jou bang? Vir kinders sal dit sekerlik die donker wees, of spinnekoppe wees, en vir vrouens seker 'n muis of 'n rot wees, ek weet nie, op padda dalk, ek weet nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Wat maak jou bang? Want elke mens in hierdie vertrek het 'n vrees waarvan ander waarskynlik nie weet nie. Wat is daardie vrees? Wat is daardie ding wat jy goed wegsteek? Dalk is dit sigbaar, of dalk is dit iets wat nie sigbaar is nie, maar wat jy een kant toe druk. Miskien is jy bang om alleen agter te bly. Miskien is jy bang jou kinders maak verkeerde keuses. Miskien is jy bang vir jou gesondheid, vir siekte. Miskien is jy bang vir jou finansies, vir die toekoms van jou besigheid. Miskien is jy bang vir dit wat ander van jou dink of van jou gaan doen. Jy is dalk bang want jy voel nie goed genoeg nie. Jy vrees dalk die dood, want jou verhouding met die Here is dalk nie op sy plek nie. Dalk is jy bang om beheer te verloor oor jou lewe, oor jouself, of oor 'n situasie. Of jy's bang, mense gaan dinge oor jou uitvind, en dinge oor jou gaan in die waarheid aan die lig kom, en dit is 'n vrees wat jy saam met jou dra. Dalk is jy bang vir dinge wat nog nie gebeur het nie, of jy's bang vir dinge wat gebeur het, en jy's bang daardie dinge gebeur weer in jou lewe, of in jou huwelik, of in jou familie, of in jou gesin. Wat is die vrees wat jy saam met jou dra? Hoe relate jy tot Dawid se vrees? Ons sien met Dawid se vrees dat hy vertel vir die Here waarvoor hy bang is. Rou eerlik, vertel hy vir die Here. So wat ons hier sien is dat Dawid bevind hom op sy plek
waar hy die grootste oorwinning gehad het. Maar hy bevind hom weer voor sy vyande. En dit is die Filistyne in Gat. Nou wil ek jou vra, wat het in Gat gebeur? Iewerste moet die woord Gat in jou 'n klokkie lui. Want Goliat was van Gat gewees. En Dawid het vir Goliat in Gat verslaan. En nou, weens 'n ander vyand van Dawid, vlug Dawid na die Filistyne in Gat toe, waar hy vir Goliat verslaan het en oorwin het. En hy is oorweldig, want hy weet nie wat hy kan toe nie, want hy is op vlug van Saul af, en nou bevind hy homself in Gat voor die Filistyne, waar hy Goliat vermoor het. Vers 3, my aanvallers soek my lewe sonder ophou. Dis nie net 'n enkele gebeurtenis nie, dis 'n voortdurende, aanhoudende vlug wat Dawid in is. En baie val my aan. En hier sien ons dat geloof is nie die afwesigheid van vrees nie. Ons dink so baie keer daaroor dat geloof is die afwesigheid van vrees. Nee, Dawid leer vir ons dat ons in ons oomblik van vrees na God toe kan gaan. Hy sê, die dag wanneer ek bang word, sal ek net op U vertrou. So hier is my vraag, wat aanhaak aan die vraag van waarvoor is jy bang, is waarna toe hardloop jy? Waarheen gaan jy? Wat maak jy? Ek sien, want Dawid sê, in sy dag van vrees sal hy net op God vertrou. So waarin stel ek en jy ons vertroue wanneer vrees kom? Dawid draai binne in sy vrees na God toe, en ons sien dit, die hele historiese gebeurtenis binne Samuel, en hoe dit dan nou uitspeel tot hierdie psalm wat hy natuurlik geskryf het, om te sê, my Here, help my met my vrees. In 1 Samuel 21 lees ons vanaf vers 10, hierna het Dawid klaargemaak en dieselfde dag nog van Saul af weggevlug na koning Akis van Gat toe. So hy vlug vir Saul en nou beleef hy en bevind homself tussen die Filistyne. Akis se amptenare het vir hom gesê, is dit nie Dawid die koning van die land nie? Sing hulle nie vir hom in koordans nie? Saul het duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Toe Dawid besef wat hulle sê, het hy baie bang geword vir koning Akis van Gat. Daarom het Dawid hom voor die Filistyne waansinnig gehou, en terwyl hy by hulle was, het hy hom soos 'n mal mens gedra. Hy het teen die deure van die poort gekrap en sy spoeg en sy baard laat afloop. Akis het vir sy amptenare gesê, julle kan mos sien, die man is mal, waarom bring julle hom na my toe? Het ek 'n behoefte aan mal mense, dat julle hierdie een na my toe bring, om by my mal te wees, moet hy in my huis inkom? So wat ons hier sien is, Dawid hou hom mal. Hy hou homself waansinnig, omdat hy vrees vir dit wat Akis aan hom gaan doen. Onthou, hy hardloop van Saul af weg na Gat toe waar die Filistyne is, en by die Filistyne hoor hulle en sien hulle dat Dawid is hier, en hulle weet dat hy is die koning, hy is die werklike koning, maar hy is nog nie koning nie, maar hulle weet hy is die krygsman, hy is die een wat vir Goliat oorwin het, so daar's tot liedere oor sy oorwinning geskryf. Hulle weet dat hy is 'n held, hy's 'n hero, maar hulle weet ook, hulle moet hom vrees. Maar dis nie die geval nie. Dawid vrees vir Akis. En die rede hoekom hy vir Akis ook vrees, soos dat hy vir Saul vrees is, want Akis sal hom doodmaak, want hier's 'n ander held in sy land, en die koning mag die enigste held wees.
So Akis se koningskap, sy troon word bedreig deur Dawid wat hier by hom is. En sy amptenare waarsku vir Akis en sê, hey, Dawid is hier by ons. Hulle ken vir Dawid, hulle onthou vir Dawid wat Dawid die Goliat buiter gedoen het, die Goliat verslaaner gedoen het, en hy is hier's moeilikheid. Maar Dawid is in 'n spasie en 'n ruimte van vrees. En Dawid vrees vir Akis. So die een wat die reuse oorwinning gehad het, beleef ook vrees. Die een wat beere en leeu's verslaan en verskeer en oorwin het, beleef ook vrees. En hy bevind homself in 'n plek waar hy nie weet watter kant toe nie, en hy hou homself waansinnig, dat hy die poorte se deure krap. Hoe dit sou gewerk het, 10 teen 1, hy sou gekruip het, leopard crawl het na die deure toe en teen die deure probeer opkrap het, en hy het die spoeg uit sy mond laat loop, laat dit in sy baard afloop, laat hy soos 'n waansinnige voorkom. En Akis wat duidelik ander amptenare ook of ander persone ook in sy paleis het, sien nie kans vir nog so 'n persoon nie. En daarom vra hy, waarom bring julle hierdie man na my toe? In die lig en die konteks van Dawid se diepste grootste oomblik van vrees, skryf hy Psalm 56, waar hy omring is met die Filistyne in Gat, en hy reik uit na die Here, en hy verduidelik vir die Here hoe dit met hom gaan, en wat swaar op sy hart lê, want hy is in groot gevaar. En hy sê in vers 4, die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. Dawid besef dat hy nie sy eie vrees vir homself moet hou nie, maar dat hy op God moet vertrou. Die psalms vra nie, en dit is belangrik dat ek en jy moet dit weet, sal jy bang word nie. Die psalms vra nie, sal jy nie, maar die psalm sê, wanneer jy bang is. Dawid vra nie, sal jy bang wees nie. Dawid sê, wanneer jy bang is, vertrou net op die Here. So dis is die vraag nie, gaan ek bang word nie, maar die vraag is eerder, wat doen ek as ek bang is? Of kan ek dit vra, waarheen hardloop ek as ek bang is? Na mense toe, na meer beheer, na afleidings, of hardloop ek en jy na God toe? Want vrees stuur my en jou altyd iewers heen. Vrees stuur ons altyd iewers heen. Waarna toe stuur dit jou? Party mense so vasgevang in sosiale media in die lewens van ander mense se lewens. Ander is by 'n kuierplek in 'n kroeg vasgevang, en ander gaan soek hulle afleidings op ander plekke. Ander soek hulle afleidings of hulle die afleiding van die vrees in meer beheer. Of meer mag. Ander weer in woede. Vrees sal my en jou altyd iewers heen stuur. Waarna toe stuur dit jou? Die Psalm probeer vir ons te sê, nêrens sê God vir ons, moenie bang wees nie. Maar dit sê wel vir ons, moenie alleen bang wees nie. Wanneer jy bang is, onthou by wie jy skuil. Want hy beloof dat jy nooit bang hoef te wees nie. Ons kan intentioneel na die Here toe draai, en ons kan weet dat ons emosies en dit wat deur ons gedagtes en ons hart aan die gang is, ons emosie is nie sonde nie. Dit gaan oor wat ek en jy met daardie emosie doen. Jy kan nie altyd beheer wat jy voel nie, vriende en familie. Maar ek en jy kan beheer wat ons maak met dit wat ons voel. En dit is die kern van die boodskap. Waarheen hardloop ons?
Kom ons kyk na Psalm 73 wat sê, my liggaam en my hart kan kwyn, maar God bly die rots van my hart en my erfdeel vir altyd, want erken jou perke, jy hoef nie alles in plek te hê en onder beheer te hê nie. Dis okay as jy swak is, want as jy swak is hy sterk, hy is jou bron, hy is jou krag. Psalm 18 wat sê, die Here is my rots, my bergvesting, my redder, my God is my rots, by wie ek skuil, my skild. So ek en jy kan intentioneel oorgee aan die Here en ons kan besef dat hy het alles in beheer, ons is veilig in sy hand. Die probleem is dat ons dink, wanneer ons twyfel, wanneer ons vrees het, dat is die einde van ons geloof. En nee, vrees is nie die einde van jou en my geloof nie, maar dis die plek waar geloof gebore kan word, want ons kan sien wat God kan doen, wat vir God moontlik is. So ons sien dat God is liefde, en die teenoorgestelde van liefde, die teenoorgestelde van ons geloof en ons liefde is nie noodwendig haat nie, maar die teenoorgestelde van liefde is vrees. Waarom? Want liefde sê jy is veilig, en vrees sê jy is alleen. Liefde sê ek dra jou, vrees sê jy is op jou eie. So daarom skryf Johannes vir ons in 1 Johannes 4 vers 18, dat daar is geen vrees in die liefde nie, maar volmaakte liefde dryf alle vrees uit. So ek en jy kan nie met vrees en met liefde sit nie, want ons liefde sit, dryf dit ons vrees uit. Maar wat maak ons met ons vrees? So ons moet ons vrees vat en liefde in daardie plek sit. Dit beteken nie dat Christene nooit bang mag wees nie. Nee. Wat Johannes vir ons probeer sê is dat ons kan ons vrees, wanneer vrees kom, nie as nie, maar wanneer vrees kom, kan ons dit deur liefde wat God is, uitdryf. Want God is liefde. Dis waarmee Johannes begin. God is liefde en God wat volmaakte liefde is, verdryf vrees uit, want jou vertroue is in hom gestel. So wat maak jy as jy bang is? Sit vrees in dit se plek en maak, as sit liefde in dit se plek, ekskuus tog. Ja, ek hoop julle het hom nou nie gehoor nie. Sit liefde in dit se plek. Maak God weer groot en maak jou probleme kleiner deur liefde. So baie keer, en ek wil graag vinnig die metafoor gebruik van, ons is op 'n boot, of kinders, julle sal weet, julle is op 'n trampolien, en as jy op 'n trampolien op 'n springmat gespring het, en jy klim af, dan voel dit of jy nog steeds spring. As jy op 'n boot is, dan op die rowwe see of rowwe waters, en jy klim af, of jy's vir lang tyd op die see gewees, of op water en jy klim af, dan voel dit vir jou asof die aarde ook op en af beweeg. Asof, ons sê dit nou maar net, jy is dronk in die kop. Dis die ding met ons emosies ook. En daarom word dit net 'n gevoel genoem. Dit word nie die waarheid genoem nie. En baie keer in ons lewens, dan dink ons nog, ons is op die boot, ons is nog op die trampolien, op die springmat, op die wipmat, maar werklik waar is ons reeds op vaste grond. En dit is hoe ons kan kyk na ons identiteit, en ons hou vas aan ons identiteit, aan Christus, aan God, aan die een wat gesê het dat jou posisie voor God sal nooit verander nie. Jou identiteit sal nooit verander nie, want jy is in hom. Hoe jy voel mag fluktueer, dit mag op en af gaan, dit mag soos die boot in die golwe op en af, of die springmat op en af wees. Dit wat jy voel mag fluktueer, maar jou posisie, jou identiteit staan vas. Dit bly, want jy is deur hom liefgehê, en hy is jou Vader, en hy is jou rots, en hy is jou skuilplek. Joseph Prince het die volgende stelling wat hy maak, en toe ek net tot geloof gekom het, het hy die volgende gesê, hy het gesê, your state can change, but your standing before God cannot change.
Jou toestand kan verander, die kan fluktueer, maar jou posisie voor God kan nooit verander nie. Ek hoop jy het hom neergeskryf. Jou posisie is vas. Jou vrese en jou gevoelens, die verander. Daarom gaan jy nie net in 'n verhouding gebaseer op emosie en gevoel in nie. Daarom tree jy nie op uit emosie en gevoel nie, want dit fluktueer. Daarom is dit oukei om vandag een ding te voel en môre iets anders te voel. Maar hou vas in jou skuilplek. Psalm 131 sê, maar ek het kalmte en rus gekry, soos 'n kindjie by sy moeder rus, so is my gemoed. Die Hebreëse woorde en gedagte dra die idee van iemand wat tot stilheid gekom het en besef het dat ek nie in beheer nie, maar God is in beheer. Rus gebeur dis nie altyd van self nie, maar wanneer ek en jy God vertrou om ons daarby uit te bring. Hy laat my rus in groen weivelde. Ons hoef nie self daar uit te kom nie. Uitbranding kan nie self oorwin word nie. Dis my opinie. Maar ek kry dit aan die hand van die woord, want hy laat my rus in groen weivelde. Dit gebeur deur hom. By hom het ek soos 'n kind rus gevind. So weer die vraag, hoe gaan dit met jou? Wanneer laas het jy vir die Here werklik gesê hoe dit met jou gaan? Met hom gedeel wat diep binne in jou aangaan. Nie die mooi antwoorde wat jy vir almal gee nie, maar die rou, eerlike antwoord. Hoe gaan dit by jou? Ek weet nie waar kom die persepsie vandaan dat ons met ons sonde na God toe kan gaan nie, met ons gebrokenheid na hom toe kan gaan nie, maar ons mag nie met ons gevoelens na hom toe gaan nie. So kom ons gaan met ons rou, eerlike emosie na hom toe en weet dat hy is die een by wie ek en jy veilig kan wees. Hy verwerp jou nie, hy stoot jou nie weg nie. Hy is die Vader wat jou nader trek. En ons het hierdie ontsaglike groot voorreg om vanoggend nagmaal te gebruik. En die nagmaal is die teken dat God jou nader trek. Die nagmaal is die bevestiging dat God hier en nou in jou lewe teenwoordig en sigbaar is. Dat hy met jou is, by jou is, naby is. Die nagmaal is die teken en die bevestiging dat God elke emosie van jou ken en verstaan. So jy is welkom. Enige iemand hier is welkom as jy glo dat Jesus Christus vir jou sonde aan die kruis gesterf het, dat hy vir jou opgestaan het, dat jy in Christus is, dat hy na die Vader gegaan het om vir jou die plek voor te berei, dat sy Heilige Gees in jou woon, dat jy kan sê jy glo in die drie eenheid. Dan wil ek jou uitnooi om met 'n geruste hart vanoggend saam met ons nagmaal te gebruik. Dit sê drie enige God, Vader, Seun en Gees. Jy is die een wat my dra, wat my lei, wat my beskerm. Die een aan wie ek behoort. Ek wil jou vra dat jy dit persoonlik sal sê en sal doen op jou manier en wyse, dat U is my beskermer. Psalm 121. U is my bewaarder. En jy vandag sal dink aan die kruis, dat as hy sy seun vir jou gegee het, wat is hy nie bereid om alles vir jou te doen en te gee om jou veilig te hou nie? So ek nooi jou uit om in hierdie oomblik vir jou van die wyn of druiwesap te kry en van die brood te kry. Jou sitplek in te neem en daar's van die brode wat jy kan breek en vir jou kinders kan uitdeel en
is welkom om saam te gebruik. Maar ek neem van die brood en van die wyn of die sap en gebruik dit in hierdie oomblik saam waar jy erken dat hy vir jou so lief het, dat hy alles vir jou gegee het om jou vry te spreek. Ek nooi jou uit na die 2 tafels toe. As jy van die beker gebruik wil maak, bly sit, ons wil jou graag bedien. As jy bedien wil word, bly sit, die diaken sal jou bedien. Ek nooi jou na die nagmaaltafel toe. My God is die een wat berge verskuif, my naam in die palm van sy hand geskryf. Skepper van die sterre, son en maan, U wat ook tyd maak om by my stil te staan. Wie is ek? Wie is ek, dat U my so lief het, dat U aan my dink? Wie is ek, dat U my roep? My Vader die koning, skepper Heer, na U lewe, U liefde, smag ek meer en meer. Al val daar 1000 aan my sy, sal ek nie vrees nie, U beskerm my. Hier is ek, 'n kind van die koning, geroep voor die eeuwe, met 'n legioen van engele, stuur my uit. Hoe kan dit wees dat die stikkend en die seer skree harder as die mooi en die reg? Die verval trek sterker en sterker. Ons kinders huil en soek hulle paas. Ons maas word al hoe minder en minder. Ek wil graag hoor wie wil gebruik maak van die beker. Is daar iemand wat bedien wil word? Daar agter, Karel, asseblief. Wil oom van die beker gebruik maak, agter. Ek gee vir jou 'n oomblik om net te reflekteer op dit wat jy gehoor het en ook in hierdie oomblik daarop te antwoord. Ek nooi jou uit om saam te dink aan Jesus Christus wat vir jou en my sondes aan die kruis gesterf het. Wat die duurste prys betaal het vir jou lewe,
vir jou vryspraak, vir jou geregtigheid, sodat jy kan behoort. Christus het die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê, dink aan my liggaam wat vir jou gebreek word. En ek nooi jou, breek die brood, neem dit en eet dit en dink aan Christus se liggaam wat vir jou gebreek is. Sien die kruis en sien hoe die gesalfde koning, die Messias, daaraan hang. Met deurboorde hande, waardeur die spykers gekap is in die kruishout. Deurboorde voete, waar die spykers deurgekap is in die kruishout. Dink aan die spes wat in sy sy gesteek word. Stukkende liggaam, gebreekte liggaam, in die plek van jou liggaam, van jou lewe. Dankie Here dat jy in ons plek gaan sterf het. In ons plek aan die kruishout met 'n gebreekte liggaam gehang het. Ons verdien dit nie. Dis uit genade. Dink aan die bloed wat gevloei het en Christus wat gesê het, neem die wyn, neem en drink en dink aan sy bloed wat in die plek van jou bloed in die kruis gevloei het. En drink. Dink aan die bloed wat oor jou lewe is. Sy bloed wat jou bewaar en beskerm. Sy bloed wat gevloei het sodat jou bloed nie hoef te vloei nie. Here, dankie dat U ons beskermer is.
dat U my bewaarder is. Dankie dat ek, wanneer ek bang is, by U veilig kan wees. Meer as oukei. Dat U aan ons kant is, dat U vir ons is, dat U ons liefhet, dat ons by U skuilplek kan vind. Dankie Here dat U liefde alle vrees uit ons lewens verdryf. Dat U liefde ons bewaar en veilig hou. Dat U liefde ons dra. Dat U liefde vir ons genoeg is. U liefde wat U deur genade vir ons elkeen moontlik gemaak. Dankie vir die vergifnis van sondes. Dat ons elkeen skoon gewas is. Gered is, vrygekoop is, vrygespreek is. Dat daar geen veroordeling meer vir ons is nie. Dankie vir ons geregtigheid. Dankie Here dat ons kan kom soos ons is. Dat U ons vat en die pad saam met ons stap. En ons nooit los waar ons was nie. Maar dat U ons altyd by veilige plekke heenneem. Dankie dat ons rus kan kry. Dankie vir rus in ons gemoed. Dat ons, Here, aan U behoort. Kinders van U genoem kan word. Ons vereer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan God se naam groot maak. Ek nooi jou uit om dit so ook staande saam met ons te doen. Die wat wag op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die heilige God, die almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskou. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskou. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskou. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U groot naam, die wat glo, sal U nooit beskou. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja.
wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Is my God, ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Is my God, ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? 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 Dankie Stasie en Mariette, waardeer julle. Vang so ook net die seën, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Mag hy jou beskerm en jou bewaar daar waar jy gaan, daar waar jy jouself bevind en daar waar jy is. Mag jy jou vertroue in hom stel. Mag jy hoop op hom stel en aan hom vashou. En weet dat hy met jou, in jou en by jou is. Jy is nie alleen nie, hy is met jou. Amen. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. Daar's 'n koning wat regeer, die soem van sy kleed al die tempel. Ons leier in oorwinning, dis hy self wat voor ons uit sal gaan. Al uit alles uit beheer, is hy steeds op die troon van genade. Koninkryke wankel, maar die wat op die rots is sal bly staan. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig.